En die nuus vanaand. Die geskorste adjunkt van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkhwanazi is in hegtenis geneem. Druk op die landbousektor bly toeneem weens die konflik in die Midde-Ooste. Goeienaand en welkom by die nuus. Die geskorste adjunkt van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkhwanazi sal na verwagting maandag in die hof verskyn, nadat hy vroeër vandag deur die polisie se Madlanga taakspan in hegtenis geneem is. Sy inhegtenisneming hou verband met beweringe van korrupsie en misdadigheid binne die Ekurhuleni Metropolisie. Mkhwanazi se getuienis voor die Madlanga Kommissie het onder meer sy bande met die beweerde misdaadkartellid Vusimusi Cat Matlala onthaal en was deurspek met teenstrydighede en aanduidings van misdadigheid binne die EMPD. Die polisie het slegs bekend gemaak dat 'n 50-jarige senior munisipale beampte in hegtenis geneem is in verband met bedrog, korrupsie en regsverydeling. The official was arrested this morning at his home in Gauteng. The task team is still searching for other suspects linked to the case. These arrests emanate from an ongoing investigation into corruption within the EMPD. No further comment will be provided on the merits of the case at this stage. All suspects are expected to appear before the Boksburg Magistrate Court on Monday, the 20th of April. Mkhwanazi is die tweede getuie voor die Madlanga Kommissie wat van dese maand in hegtenis geneem is. Die geskorste lid van die polisie se georganiseerde misdaadeenheid, Sergeant Fanny Nkosi, is 2 weke gelede vasgetrek. Hy het reeds in die hof verskyn op aanklagte van onder meer diefstal, die onwettige besit van plofstof en regsverydeling. Mabuyane neem regstappe teen die EFF-leier Julius Malema. Mabuyane eis dat Malema binne 3 dae in die openbaar om verskoning vra vir sy opmerking dat Mabuyane sy meestersgraad van die Universiteit van Fort Hare op 'n bedrieglike wyse bekom het. Malema het die opmerking voor die hofgebou in Kukompostad voorheen Oos-London gemaak, toe hy sy ondersteuners na sy vonnisoplegging van dese week toegespreek het. Mabuyane eis 'n verskoning van Malema binne 3 dae en ook 'n skriftelike onderneming van die EFF-leier dat hy nie weer in die toekoms soortgelyke opmerkings sal maak nie. Na die opmerkings donderdag het Malema 'n brief aan president Cyril Ramaphosa geskryf om navraag te doen oor die spesiale ondersoekeenheid se ondersoek na beweerde akademiese bedrog en wanadministrasie by die Universiteit van Fort Hare. A crook of note. A person who steals education. We grew up being told that no one can steal a qualification. Oscar Mabuyane, masters, stolen like pampas. So you in uniform, go to Oscar Mabuyane's office, arrest him. That University of Fort Hare, it needs a special attention. Mabuyane glo Malema se uitsprake is deel van 'n voortsleepende veldtog van onbevestigde beweringe. It's wrong to perpetuate falsehoods, untruths repeatedly as facts, knowing fully well that these matters are yet to be tested, and as such as they are currently before the courts, it would be wrong for any leader for whatever purpose. And in this instance, we do say that it is for political purposes that this lie is being repeated time and again. Intussen het die SOE bevestig dat sy verslag oor akademiese bedrog en wanadministrasie by die Universiteit van Fort Hare in September afgehandel sal wees. This timeline may be affected by various factors, including the availability of witnesses, access to evidence, and the scope and timeframe of the investigation. Some issues date back more than 20 years. Die EFF wou nie kommentaar lewer op die jongste verwikkelinge nie. Die Mitchells Plain Veiligheid en Ontwikkelingsforum in Kaapstad sê hy werk onverpoost om bendegeweld en geweldsmisdaad hok te slaan. Die forum het die Mitchells Plain Veiligheidsprogram in Portland van stapel gestuur. Die program volg 'n geïntegreerde benadering en sluit in burgerlike organisasies, die sakesektor en die regering. Daar sal gefokus word op 5 gebiede wat misdaadbrandpunte in Mitchells Plain is. Die gebiede is Tafelsig, Rocklands,
Beacon Valley, Strandfontein en Montrose Park. Belanghebbendes is optimisties dat dit 'n volhoubare strategie is. Ja, is goed, jy praat van jeug en dan moet jy ook opleiding hê. Ons sit hier buitekant in Mitchells Plain dat 60% van ons jeug is unemployed. So hoe begin ons as 'n structure daardie geleentheid gebruik maak en interact met businesses om geleentheid te maak dat ons jeug begin te employable maak. Owerhede sê dit is nog te vroeg om vas te stel of die ontplooiing van die weermag enige impak het. Ek dink op hierdie stadium is moeilik om te sê van die Suid-Afrikaanse weermag. Dit is nie 'n silwer oplossing nie. En wat ook moeilik is dat dit is in die beginstadium. So ons het nog nie die impak van wat die Suid-Afrikaanse weermag op die oomblik het in die gemeenskap nie. Van ons stasiebevelvoerders verwelkom hulle en sê dis makliker vir hulle as hulle die ondersoek doen of die in 'n huis, byvoorbeeld research, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, dan hou dit die gemeenskap weg. Dan kan hulle werk doen. Anders sê weer nee, die Suid-Afrikaanse weermag is op die oomblik vir hulle meer 'n remskoen. Maar ek glo dat op die ou einde sal hulle kan saamwerk en laat ons veilige gemeenskap hê omdat daar visuele polisieering en weermag in die gemeenskap is. Met 'n belegging van R2 miljoen vir opleiding, entrepreneurskapontwikkeling en werksgereedheidsprogramme vir die jeug, is gemeenskapsaktiviste hoopvol dat die program tot verandering sal lei. Ek voel persoonlik dat dit is die hele gemeenskap se responsibility om aksie te vat, né? As ons nie gaan ownership vat van ons gemeenskap nie, dan gaan dinge erger raak. Ons moet die narrative change van ons gemeenskap. En dit begin by my as 'n persoon in my huishouding, in my straat en in my gemeenskap. Want as ons almal net 'n blind eye gaan draai, dan gaan dinge nie gebeur nie. How do we move around a space where there's violence but still find ways to work on strategies to transform, strategies to coordinate, strategies to implement what is necessary for our people and for our kids. And that is not SANDF soldiers or the army, that is not just policing, that is the community taking responsibility. That is the neighbors saying, this is my child and my child needs to be safe. We need to make sure that we have the responsibility of ensuring that our kids are growing up in environments where they are seen, where they are loved and where they are cared for. Die beveiliging van gemeenskappe en die verbetering van vertroue tussen die gemeenskap en die polisie is deel van die program. Iran se revolusionêre wag het weer vanoggend die straat van Hormuz gesluit. Nadat Iran gister gesê het, die seestraat sal vir alle handelskepe heropen word vir die duur van die skietstaking tussen Israel en Libanon. Iran sê die seestraat is weer gesluit omdat Amerika die skietstaking-ooreenkoms oortree het. Die Amerikaanse president Donald Trump sê die VSA sal voortgaan om Iran se hawens te blokkeer terwyl vredesamesprekings voortduur. Iran se speaker Ebrahim Azizi sê die straat van Hormuz bly onder die beheer van Iran. But the naval blockade with the greatest navy in the world, from the greatest military the world has ever seen. We built it during my first term. We built it. They said I was crazy. We weren't so crazy, were we? We'll remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. Minstens 2 skepe is vandag aangeval terwyl hulle probeer het om deur die straat te vaar. Marine naspoorders wys dat 8 olietankschepe deur die seestraat gevaar het toe Iran dit gister heropen het. Geen datum is al bevestig vir die volgende ronde onderhandelings tussen Iran en Amerika nie. Iran se minister van buitelandse sake het in Antalya, Turkye, op die kantlyn van die Antalya diplomatieke forum gesê die 2 lande moet eers ooreenkom op 'n samewerkingsraamwerk. Until we agree on the framework, we cannot, set the date. As soon as we agree, there was significant, actually progress made, but then this maximalist approach by the other side trying to
make Iran an exception in international law prevented us to reach an agreement. I have to be very crystal clear that Iran would not accept to be an exception from the international law. Amerika se president Donald Trump sê egter daar sal die naweek meer direkte gesprekke gevoer word. Trump het ook gesê 'n ooreenkoms met Iran sal baie vinnig bereik word. Iran sing egter 'n ander deuntjie. American side tweets a lot, talks a lot, sometimes confusing, sometimes contradictory. In the same statement, he said other things as well. So I don't want to judge what he means. It is up to American people should decide whether his statements are consistent and are in accordance with the international law or not. En nou terug by die huis. Die laaste stigterslid van die veelbekroonde sanggroep Ladysmith Black Mambazo, Albert Masibuko, is 'n eskort in KwaZulu-Natal ter ruste gelê. Die begaafde musikant en sanger het gehelp om die ikoniese klank en die dansritmes van die legendariese groep te skep. Die familie het 'n afskeidsplegtigheid by sy huis gehou en so die lewe van 'n kunstenaar gevier wat dekades lank sy tenorstem met miljoene mense van reg oor die wêreld gedeel het. Masibuko laat sy vrou Lillian, met wie hy 50 jaar getroud was, asook sy kinders en kleinkinders agter. Die landbousektor bly onder druk weens die krisis in die Midde-Ooste, net hierna. Die landbousektor is toenemend onder druk weens die voortgesette konflik in die Midde-Ooste. Landbouekonome sê stygende diesel, kunsmis en logistieke kostes ontwrig boere se finansiële beplanning weens die onvoorspelbare invloed wat dit op insetkostes het. Absa waarsku in sy jongste 2-jaarlikse Agritrends verslag dat hoër inflasie onvermydelik is gegee die hoër insetkostes waarvan die aansienlike stygings in die dieselpryse sleutelfaktor is. Die dieselprys het aan die begin van die maand met tussen R7.37 en R7.51 per liter gestyg. Die verhoging sou heelwat hoër gewees het as die nasionale tesourie nie tussen beide getree het en die algemene brandstofheffing met R3 per liter gesny het nie. There's quite a lot of diesel requirements if you look at the upcoming citrus sector, which has commenced at the start of late March. We actually see how the transportation of some of the citrus products will be impacted by higher diesel prices, and from a consumer perspective, higher petrol prices. So it does weigh in heavily on South African producers across the board. Ek was sy hoofekonoom Wandile Silabo, waarsku teen voedselonsekerheid in Suider-Afrika, aangesien boere na verwagting minder kunsmis gaan koop nadat pryse die hoogte ingeskiet het weens die Midde-Oosterse konflik. Dit kan tot laer oesopbrengste lei. Verder bedreig toekomstige El Niño weerpatrone met laer reënval die 2026-27 plantseisoen. There are higher input costs. You're looking at the fertilizer prices, agrochemicals, fuel, because of the challenges that are happening in the Middle East. So you may end up with this situation of a reasonably lower rainfall and at the same time higher input costs. And if you reduce any of those input costs, they weigh on your yield potential. Nog 'n bekommernis vir sommige boere is die moontlikheid van hoë rentekoerse weens stygende inflasie. Die nie-verkose leier van die Demokratiese Alliansie, Jordan Hill-Lewis, het bevestig dat sy party se kabinetsministers in die regering van nasionale eenheid in die stadium in hulle portefeulje sal aanbly. Enige moontlike veranderings sal in die komende paar weke of maande gemaak word. Hill-Lewis sê hy gaan as burgemeester van die Kaapstad Metro aanbly en dat hy geen begeerte het om in die kabinet te dien nie. Hy het 'n geleentheid by St Helena Bay aan die Kaapse Weskus bygewoon, waar sowat 300 visserspermitte vir kleinskaalse vissermanne hernu is. Die DA sê hy vier die hernuwing van die permitte in die kusgemeenskap wat sedert 2009 tydelik uitgereik is. Sommige vissermanne soek egter permitte om meer spesies te vang. We only have crayfish,
in lionfish snook, mussels, white mussels, and then again, doesn't give you. You don't get it because why they said it's not in your area. Die minister van Visserye, Willie Oukamp, sê sy departement het die bekommernisse van die vissermanne spoedig aangespreek. Toe ek in November minister word, 'n bietjie later, het ek uitgevind dat daardie 297 lisensies wat op 'n interim basis oor die jare toegeken is nie laas jaar hernie nie. Die vissersgemeenskap het appel aangeteken daarvoor. Ek het na die inligting gekyk, ek het na die data gekyk en ek het met daardie vissersgemeenskappe gesels en ek het besef dat daar 'n fout gemaak. Intussen sê Louis die prestasie van DA verteenwoordigers in die parlement moet nog hersien word. I will do a review over the coming weeks and months, and again my only measurement is, are you showing people the DA difference? Are you governing for everyone? Is everyone seeing the benefit of having the DA in government? Are you showing our values, our philosophy? Hy is van oortuiging dat hy sy verpligtinge as DA-leier en as die Kaapstadse burgemeester gelyktydig sal kan uitvoer. Suid-Afrika het die laaste van die Zimbabwe voëls saam met die menslike oorskot van 8 voorvaderfigure na Harare gerepatrieer. Die Zimbabwe voëls is 'n reeks van 8 seepsteenbeeltjies wat in die ruïnes in Groot Zimbabwe gevind is en 'n nasionale simbool van Zimbabwe is. Die simboliese voëls verskyn op die land se vlag, wapen en geldeenheid. 'n Fortuinjagter het die beeltjies meer as 135 jaar gelede vir 80 pond aan Cecil John Rhodes verkoop. Zimbabwe there is back home. Welcome home. Terug op eie bodem na meer as 135 jaar. Die tuiskoms van die 8ste en laaste seepsteenvoël val saam met Zimbabwe se 46ste onafhanklikheidsvieringe. For far too long, this vital piece of our national soul and dignity resided in a foreign land, a silent testament to the colonial plunder that sought to strip us of our destiny. Volgens Suid-Afrika se minister van Sport, Kuns en Kultuur, Guyton McKenzie, bly Suid-Afrika verbind daartoe om 'n bydrae te lewer tot die herstel van kulturele eiendom en menslike oorskot wat gedurende die koloniale tydperk verwyder is. President Ramaphosa issued a clear instruction. Find a way within the law and do it immediately. 18 days later, this agreement was signed between Iziko Museums of South Africa and the National Museums and Monuments of Zimbabwe. Die menslike oorskot sal nou met waardigheid in Zimbabwe herbegrawe word. Nou dit is dan al vir vanaand. Geniet die res van die naweek.